Prys die Here, hy is kosbaar en wonderlik. Ek hoop hy is die liefling van jou siel ook, soos hy die liefling van my siel is. Prys sy naam. Nou ja, soos julle reeds weet, is ons besig met die verskil tussen die tempel van Salomo en die tabernakel van Moses, wat Moses gebou het. En ons het nou al paar uitsendings gedoen daaroor, die verskil wat daar is, en dan dit wat ook saam, wat dieselfde is. Maar wat ek nou genoem het tot dusver, is dat ek glo, en ek sien dit in die woord van die Here, dat dit wat Moses gedoen het, en dit van die Ou Testament, is 'n afbeeldsel en skadu van die hemelse dinge. En as ek nou kyk na die tempel van Salomo, sien ek die kerkwêreld. So ons gaan nou voort na die volgende meubelstuk in die tabernakel van Moses, en dan kyk ons wat het Salomo gedoen met daardie selfde meubelstuk, of dan nou dit wat hy moes gedoen het. Eksodus 25 vers 31 sê, maak ook 'n kandelaar van suiwer goud. Hy moes suiwer goud gewees het. Van dryfwerk moet die kandelaar, sy voetstuk en sy stam gemaak word. Nou ja, die Engels sê so, of beaten work shall the candlestick be made. Beaten work. Die Afrikaans dryfwerk. Nou ja, in die ou dae weet julle dat ons 'n blacksmith is 'n man wat 'n stuk yster vat en hy maak hom rooi warm en hulle slaan hom op 'n aanbeeld en hulle vorm daardie stuk yster in die beeld of in dit wat hulle graag wil hê. Nou ek het baie gekyk toe ek jonger was hoe die blacksmiths gewerk het. Vandag kry jy ou nou nie meer sulke mense eintlik nie, maar jy kry nog kopersmid wat koperbeelde maak en so. Nou goud is baie sagte materiaal, sagter as koper, en dit was makliker om dit dan te smee, die ander woord smee. Nou ja, hy sê verder dat dit moet gesmee word. Nou as Jesus Christus ons kandelaar is, die kandelaar in ons lewe, en hy was die kandelaar wat dan nou gesmee was, dan kan jy dink, Jesus die lig van die lewe, hoe was hy gemaak, hoe was hy gesmee, hoe het hulle hom geslaan, en wat sê die Engels, hy sê beaten, hoe hy geslaan was, om 'n vorm van 'n kandelaar dan te wees op die einde van die dag. En ek praat nou geestelik. Kom ons kyk verder. Hy sê, sy kelkies, sy knoppe en sy blomme moet daarmee saam uit een stuk wees. So dit moenie verskillende stukke goud wees, wat hulle bymekaar gevoeg het, en dit moet een stuk goud gewees het, en toe moes hulle hierdie hele kandelaar daaruit maak, deur dryfwerk. So ek dink dit moet 'n kunstige ou gewees het wat dit gedoen het. Nou die Bybel sê ook wie dit gedoen. Kom ons gaan aan. Vers 32. En 6 arms moet uit die sykant daarvan uitgaan. 3 arms van die kandelaar uit die een kant en 3 arms van die kandelaar uit die ander kant. 3 kelkies soos amandelblomme aan die een arm. 'n knop en 'n blom. En 3 kelkies soos amandelblomme aan die ander arm, 'n knop en 'n blom. So moet dit wees aan die 6 arms wat uit die kandelaar uitgaan. Maar aan die kandelaar self moet 4 kelkies soos amandelblomme wees met knoppe en blomme. Nou ja, ek gaan nou 'n bietjie terugstaan dat ons net kyk. Ons het nou hierdie kandelaar hier gesit, ons het hom daar uit die tabernakel gaan haal. En net om so 'n bietjie te kyk na hom, want dit is belangrik dat ons moet presies weet. Want die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig vir lering. So as God vir Moses gesê het om dit so te doen, en dit is nou neergeskryf in die Torah, hoe dit moes gewees het, en jy en ek moet dit leer, dan is daar lering hierin. En is baie belangrik om hierdie lering te verstaan. Nou, ek wil graag die Engels, die King James lees. 3 bowls made like arms. 3 bowls made like arms, with a knob and a flower. Nou as jy nou kyk na hierdie 3 bowls, dit is sê
1, 2, 3. Kom ek verduidelik hom so. Die blommetjie, die Afrikaans en die Engels verskil so bietjie, maar die King James glo ek is nader aan die waarheid. Ons kyk na die oorspronklike taal, dan sien ons, daar was 'n blommetjie. En dan was daar 'n knoppie. En dan was daar, of liewer 'n knoppie, soos 'n amandel. Kom ons kyk net weer. Hy sê 3 bowls made like unto alms. Dis die bowls. Daar's soos 'n amandel nou. Ek sê nou nie dit presies so gelyk nie. Ek het hierdie ding gemaak en dit het 'n paar, ek wil amper sê maande gevat om net te besluit, Here, hoe moet ek hom maak? Maar op die einde van die dag het die Gees eintlik vir my gesê, dit maak nie saak of dit presies so is nie. Dit moet net so wees, sodat wanneer iemand kyk daarna, moet hy dit verstaan. Waaroor gaan dit? So, die amandeltjie. En dan gaan hy verder en hy sê, with a knob and a flower. With a knob, 'n knoppie, soos die knoppie voordat die blommetjie nou oopgaan. Dit kan ook andersom wees. Ek weet nie, jy sien jy kry eers 'n blommetjie, dan val die blaartjies af, dan kry jy 'n knoppie en dan uit die knoppie uitkom die amandeltjie. Dit kan so ook wees. Maar die belangrike wil ek graag met julle deel. En van julle het dit seker al gehoor. Nou as jy gaan kyk verder sê hy, daar moes 3 stelletjies dan wees. 'n blommetjie, 'n knoppie, amandeltjie, blommetjie, knoppie, amandeltjie, blommetjie, knoppie, amandeltjie aan een arm. En so was elke arm dieselfde dan gewees. Dan gaan hy aan en hy sê, with a knob and a flower, so in the 6 branches that come out of the candlestick. And in the candlestick shall be 4 bowls. So the candlestick, dit is dan die stam, kan 'n mens maar sê, was daar ook sulke stelletjies, made like unto arms, with their knobs and their flowers. The arms, with their knobs and their flowers. Maar dan sê hy, daar moet 4 wees. 1, 2, 3, 4. 4 stelletjies. Nou, baie interessant is dit. As jy al hierdie goedjies optel, al die blommetjies, al die knoppies, al die amandeltjies, is daar 66 van hulle. Nou ja, nou gaan ons verder lees, dan sien ons wie is die lig op ons pad. En daar is 66 boeke in die woord van die Here. Nou kan 'n mens sê, ag, dit is by chance dat dit so is. Maar ek glo nie. Lank voordat hierdie boeke saam gebind was in hierdie woord, soos wat jy hom in jou huis het en soos wat ek hom hier het God al vir Moses gesê, maak daardie ding net so. En dan sê die woord in Hebreërs 8 vers 5, dat dit wat Moses gedoen het, is 'n afbeeldsel en 'n skadu van die hemelse dinge. Nou hierin is die hemelse dinge, hierdie lig. So kom ons kyk na Jesus as ons kandelaar. Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed. En die Gees van God het gesweef op die waters, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Nou, ek wil graag vir jou nou sê, toe God gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig, was dit nie die lig, soos wat ek en jy dit sien nie. Daar was toe nog nie son, maan en sterre nie, want jy sien die son het lig gemaak op die aarde. So hierdie was nie lig, wat die duisternis, soos ons, as jy jou oë toemaak en jy sien duisternis, of jy gaan in 'n donker kamer in en is duister, dis nie daai tipe duisternis wat hy van praat nie, want daar was toe nog nie die son, maan en sterre nie. Maar dit was die heel eerste ding wat God gemaak het. Nou hoor wat sê hy hierso, ek wil hom graag weer lees. Hy sê in die begin was het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed. Nou as ons gaan kyk na daardie woordjie, duisternis. Mensies, toe ek daardie woord ontdek, koshak,
het ek so opgewonde gemaak. Dit het vir my soveel openbaringe gegee, rondom die woord, rondom lig, rondom duisternis, rondom Jesus Christus. Dit het 'n verandering in my hele lewe teweeggebring. En ek wil dit graag met julle deel. Nou daardie koshak, die woord koshak in die oorspronklike Hebreëse taal, beteken die volgende. Dit beteken elende. Dit beteken onkunde. Dit beteken dood. Dit beteken verderf. Dit beteken verwoesting, hartseer. En dan ook duisternis, maar in hierdie geval nie daardie duisternis nie. So daai eerste 1, 2, 3, 4, 5, 6 dinge wat ek nou genoem het daar, elende, onkunde, dood, verderf, verwoesting, hartseer. Dit is die duisternis, dit is wat op die watervloed was. Want as jy die woord van God lees, dan sien jy wat gebeur het. Lucifer, wat die môrester beteken, wat toe later aan die slang, die dier, die draak geword het. Hy was 'n engel, en wat so hoogmoed gehad het, en ons gaan daai hoogmoed ook in hierdie studie bestudeer, wat so hoogmoed gehad het, en wat sy troon wou verhoog het bo die van God, of homself wou verhoog het bo die troon van God. Hy wou nie onder God gekom het nie, hy wou nie onderdanig gewees het aan God se reëls en regulasies nie. En wat gebeur? 'n derde van die engele het hy, kan ek maar sê, mislei, om die bos gelei, en die engele is toe uit die hemel uitgewerp. En daar was toe duisternis, koshak. Want, ek wil nie daar ingaan nie, maar hierdie goed is so wonderlik, as jy dit gaan bestudeer, en jy gaan bietjie dieper in die woord, en dink, wat het daar gebeur? Dink aan die ellende, dink aan daai engele, dink aan God, die skepper, Elohim, hoe hy moes gevoel het, omdat sy creation teen hom gedraai het. En as jy gaan kyk, wat was Lucifer se taak, voordat hy uitgewerp is uit die hemel uit? Wat het hy gedoen? Maar ons gaan nie daarna nou kyk nie, ek sou baie graag dit met julle wil deel, maar kom ons kyk verder. So, koshak, duisternis, was reeds daar, alvorens die lig geskape was. Maar nou ja, hierdie lig, toe God gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig. Wat het hy geskape? Hy het Jesus Christus geskape. Daar was die besluit geneem, in die Godheid, dat hy 'n lig gaan maak. En daardie lig, gaan hy in die aarde, in die wêreld, nie in die aarde, maar op die aarde stuur. Dit was deel van God se groot verlossingsplan. Om daardie vacancy, wil ek nou sê, daardie engele wat uit die hemel gegooi is, om daardie plek sekerlik weer te vervul, want toe God oorspronklik al die engele gemaak het, en dit wat daar saam mee gaan, het God 'n rede gehad, het God gesê, okay, daar moes soveel miljoen engele gewees het. En nou is 'n derde weg. So, toe was dit nie meer soos God dit oorspronklik wou gehad het nie. Maar, as jy nou die hele plan van God bekyk, die plan wat God met jou het, en met my het. Wat is dit eintlik? God het die mens gemaak, sodat ek en jy 'n keuse hier op die aarde kan maak. Nou, teen Lucifer, teen die draak, teen die duiwel, teen die leenaar, die vader van alle leens, laat ek en jy nou 'n besluit kan maak. Ons gaan nie eendag weer in die hemel 'n besluit kan maak nie. Jy sien, die engele wat in God se heiligheid beweeg het selfs teen God gedraai. En hulle het Satan gevolg. Nou, ek verstaan, dit is nie moeilik vir my om te verstaan, waarom God die mens gemaak het. Waarom? Want baie mense is, maar as God so almagtig is, hoekom het God Satan nie dadelik uitgedelg en die engele en sê, okay, nou is dit klaar en verby en oor en uit en hulle in die poel van vuur gegooi nie? Waarom moes dan nog hierdie duisende jare verloop het,
Waarom moet ek en jy suffer? Waarom moet ek en jy hierdie keuses maak? Waarom gaan ons deur wat ons deurgaan? Vernaamlik die Christene, vernaamlik ons wat Jesus Christus bely as ons verlosser, vernaamlik ons. Hoekom moet ons deur hierdie goed gaan? Daar's 'n goeie, fantastiese goeie rede daarvoor. En dit is alles is 'n verborgenheid in hierdie kandelaar. Kom ons gaan aan. Wow, ek raak skoon opgewonde. In Psalm 98 vers 1 sê 'n psalm, sing tot ere van die Here 'n nuwe lied, want hy wat wonders gedoen het, sy regterhand en sy heilige arm het hom gehelp. Die Here het sy heil bekend gemaak, sy geregtigheid voor die oë van die nasies geopenbaar. Kom ek wil dit so graag vir julle lees, want dit is so kosbaar. Hy sê, sing tot ere van die Here. Die Here met hoofletters, Lord, the revealed one. Hy sê, 'n nuwe lied. Want hy, die Here dan, het wonders gedoen. Sy regterhand en sy heilige arm het hom gehelp. Kom ons kyk net bietjie na daardie banner hierso, en ons kyk, Jesus het gekom en hy het sê, ek het my Vader kom openbaar. Hy het vir ons kom wys, hoe lyk die Vader. Dit was die menskant van Vader, wat Jesus kom openbaar het. En so, as ons dan kyk, Jesus is ons tabernakel, volgens Openbaring 21 vers 3, dan, as hy ons tabernakel is, en ons kyk na die uitleg van die tabernakel, in die vorm van 'n kruis, het Jesus kom oorwin, op die kruis, maar hy het die wil van sy Vader kom doen. Met ander woorde, as jy na hierdie prentjie kyk, geestelik nou, dan het die Vader saam met Jesus gesuffer. Die Vader, as jy jou seun stuur om deur 'n moeilike, gaan jy mos saam met hom swaar kry. Nou, hy het God die Vader kom voorstel. Nou sê hy, hoor mooi wat sê hy hierso. Hy sê, want hy wat het wonders gedoen, sy regterhand en sy heilige arm het hom gehelp. Sy regterhand en sy heilige arm. Jy sien, Jesus sit aan die regterhand van God die Vader vandag. So, daardie deel lê hy net meer klem op, dat daardie kandelaar, Jesus Christus, is geopenbaar en dit het hom gehelp. Hy sê, die Here het sy heil bekend gemaak. Hoor mooi, sy geregtigheid voor die oë van nasies geopenbaar. Sy geregtigheid, sy Jesus, sy seun is geopenbaar voor die nasies. Aan alle nasies. Halleluja. Ons kan nooit sê, maar ons het nie geweet nie. Jesus Christus is ons middelaar tussen ons en God die Vader. Halleluja. Kom ons kyk wat sê die King James van hierdie selfde Psalm 98 vers 1. Hy sê, "Oh, sing unto the Lord a new song, for he hath done great marvelous things. His right hand and his holy arm hath gotten him the victory." Halleluja, is dit nie wat Jesus kom doen nie? Hy het oorwinning oor Satan gekry. Hy gaan verder, "The Lord hath made known his salvation. His righteousness hath openly showed in the sight of the heathen." Wow, hierdie is so kosbaar, so kosbaar. So, kom ons kyk na Johannes 8 vers 12, het sê hierso, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, "Ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê." Halleluja. Johannes 1 vers 4, "In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie." Jy sien, Jesus is ons lig. Psalm 119 vers 105, "U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad." Hoe belangrik was die kandelaar nie?
Hoe belangrik was die kandelaar nie in die tabernakel? Wat 'n afbeeldsel en 'n skadu van die hemelse dinge is, wat 'n afbeeldsel en 'n skadu van Jesus Christus was. Hoe belangrik was dit nie, dat dit presies moes gemaak gewees het, soos God vir Moses gesê het, sien dat jy dit net so maak, soos ek jou op die berg gewys het. Die tabernakel van Moses, al die meubelment daarin, was verskriklik belangrik vir jou en vir my. Nie noodwendig so belangrik vir hulle nie, vir die Israeliete nie, meer belangrik vir jou en vir my, wat gekom het aan die einde van die tye. Jesus is die woord. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En alles het ontstaan deur die woord. In vers 14, woord het vlees geword en onder ons kom woon. So die kandelaar, wat die woord is die lig, die woord, jou woord. As dit rema vir jou word, is dit die lig in jou koshek, in jou duisternis, in jou ellende, in jou onkunde, as jy nie weet nie. Prys die Here.